Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek dink een van die grootste uitdagings wat ons het in 'n moderne samelewing is die toename in wat medies gesproke baie keer na verwys word. In Afrikaans praat ons van geestesversteurings. Of 'n ander ou Afrikaanse woord vir dit is sielsiektes. Ek dink die Engelse woord wat meeste van ons op die beste van tye gebruik is net ons praat van mental health issues of mental health conditions. Ek weet nie of jy bewus daarvan is nie, die statistieke daarbuiten sê dat 1 uit elke 4 hedendaagse mense sal ergens op 'n stadium in hulle lewe sal ons worstel met een of ander vorm van 'n mental health condition. It's crazy hoe dit opgegaan het vanaf 1993 tot 2013 is dit soos 'n 50% toename. Dis toenemende realiteit in die wêreld waarin ek en jy vandag woon. En wanneer dit kom by mental health kwale, vriende, is seker een van die ekstreemste gevalle van mental health kwale is wat ons na verwys as psigose. En as iemand psigoties is, dan verwys dit na 'n individu wat kontak verloor met realiteit. Dit is wat psigose is. Dis iemand wat kontak verloor met wat eintlik regtig die werklikheid is. Dit is iemand wat dinge begin glo en hulle glo dit regtig en hulle rig ook dan hulle lewens in die lig daarvan, maar hulle glo dinge wat nie regtig strook met wat werklik die stand van sake is nie. En die gevolg daarvan, as iemand psigoties is of dit ervaar is, dit berokken ontsaglike skade aan hulle eie lewens. En dit berokken ontsaglike skade aan almal om hulle. En ek begin vanaand hier, soos wat ons na die teksgedeelte in Openbaring toe kom, vriende, want ek wil hê ons moet baie mooi verstaan, geestelik gesproke, en ek verwys nie nou na medies nie, ek bedoel nou Bybels, geestelik gesproke, worstel elke liewe een van ons wat vanaand hierso sit, worstel met daardie kondisie, geestelik gesproke, met geestesversteuring met 'n hoofletter G, sielsiekte met 'n hoofletter S, en hierdie is wat ek daarmee bedoel. Vriende, as gebroke en sondige mense, ek en jy in 'n gebroke en 'n sondige wêreld, worstel ons elke liewe dag om realiteit om ons te sien vir wat dit werklik is. Realiteit soos wat God dit gedefinieer het. Inderdaad, dit is wat die stryd van geloof is. Die stryd van geloof, en die boek van Openbaring is vol van dit, die stryd van geloof is jou en my worsteling om God op sy woord te vat. Dis ek en jy wat sukkel, dis moeilik, om te glo dat dit wat God sê is waar, om dit te glo, om dit wat God sê waar is oor hom, te glo, vir ons om dit wat God sê waar is van ons in verhouding met hom, te glo, vir jou en vir my om werklik realiteit soos wat dit werklik is, soos gedefinieer deur God, dit wat God sê in hierdie wêreld nou aan die gang is, waarheen alles op pad is, vir jou en vir my om te kan kophou, 'n tred te kan hou met wat werklik aan die gang is vir jou en vir my bitter moeilik op die beste van tye. En dit is veral vir ons as gelowiges moeilik wanneer dit kom by verdrukking. Verdrukking was 'n ander woord wat ons baie gebruik het in die boek van Openbaring, sover as jy so was. En so in die Engels is dit die woordjie tribulation, en wat daai woordjie tribulation of verdrukking, in Afrikaans sê dit beter, die woordjie verdrukking beteken, dat dis al daardie dinge in hierdie wêreld wat op ons as gelowiges afdruk op ons. En ons het in die 7 briewe aan die 7 kerke gesien, al die verskillende forme, of die verskillende gesigte wat verdrukking in die lewe van 'n gelowige kan wees. Ja, verdrukking kan wees as ek en jy vervolging ervaar, soos dat ons Jesus wil gehoorsaam in hierdie wêreld. Partykeer het ons in die 7 kerke gesien, is verdrukking daardie baie subtiele, uitskuif, daai verwerping wat ek en jy in hierdie wêreld beleef. Baie kere is verdrukking wat gebeur is, dit kom in die vorm van versoekings, ons het baie van dit gesien in die 7 briewe, versoekings, as ons nou is met geld, of met seks, of met gemak. Baie kere kom verdrukking in die vorm net van die verlies wat ek en jy ervaar, en ek en jy wat dan moet vashou aan die idee van hierdie God wat ons Vader en ons voorsiener is.
Verdrukking is ook, soos ons gesien het in die 7 briewe aan die 7 kerke, kom baie kere voor in die vorm van valse lering. En al daardie magte, vriendin, wat in jou en in my lewe elke liewe dag inwerk, het die vermoë om jou en my as het ware goddelike perspektief te laat verloor. Ons sukkel om te onthou dit wat God sê is waar oor hom, oor ons, oor die wêreld en waarheen alles op gaan. Dis vir ons moeilik om in geloof te volhard, om soos die boek Openbaring het beskryf, om te oorwin. En so wat ek wil hê ons vanaand onsself moet afvra is, wat benodig ek en jy as gelowiges, te midde van die verdrukking wat ons die heeltyd ervaar, wat benodig ek en jy om te midde van daai verdrukking goddelike perspektief te bekom en te behou? En die antwoord is, ek en jy kort Openbaring. Dit is wat ons benodig. En spesifiek Openbaring hoofstuk 4 en hoofstuk 5. En so, ons maak klaar met hierdie reeks, en ons het hierdie reeks, soos dit hier op die skerm vroeër vanaand is ons het getitel, die Openbaring van Jesus. Dit is letterlik die eerste paar woorde waarmee die hele boek van Openbaring begin het. En as jy onthou in hierdie reeks sover het ons in hoofstuk 1 gesien, het Johannes sy eerste visioen gehad van Jesus, kan jy dit onthou? Dit was daai visioen in hoofstuk 1 waar Jesus homself openbaar het vir wie hy is. En Jesus het gewys dat hy is die koning, die ewige koning van God se ewige koninkryk. Toe in hoofstuk 2 en 3, die 7 briewe aan die 7 kerke, het Jesus vir 'n mense wat in verdrukking is, gesê, hierdie is die manier wat jy lewe in 'n wêreld van verdrukking, jy onthou wie ek is. Hoofstuk 1, lewe in die lig van wie ek is, naamlik die koning van God se koninkryk. Nou in vandag se gedeelte wat ons na kyk, hoofstuk 4 en hoofstuk 5, Johannes se tweede visioen, en dit is belangrik dat ons dit besef, hoofstuk 4 en 5 in Openbaring is een visioen, is nie twee nie, is een visioen wat hier afspeel, en in hierdie visioen wat Johannes hierso sien, is nog steeds wie Jesus is, maar dit gaan so 'n stapie verder. In hierdie visioen sien hy wie Jesus is, maar baie belangrik, in hierdie visioen sien hy ook waar Jesus is. En dis massive. Dis so belangrik vir jou en vir my om te besef waar Jesus is. En so as ek hierdie 2 hoofstukke kan opsom, hierdie is wat ons gaan sien in hierdie 2 hoofstukke vanaand, in hoofstuk 4 en 5, hierdie is waar Jesus is, ons vind vir Jesus in die hemel, saam met sy Vader, op die troon, besig om te regeer, tot die ewige voordeel van die skepping en veral van sy mense. Nou as jy nie dit alles nou kan onthou nie, moenie worry nie. Ons gaan nou daarna kyk in hoofstuk 4 en hoofstuk 5, maar net soos wat alles van die visioen in hoofstuk 1, daarna in hoofstuk 2 en 3 gevloei het, alles wat hier navolg in die hele boek van Openbaring. Hoofstuk 6, al die pad tot hoofstuk 22, vloei uit hierdie visioen uit. Hierdie is soos die groot opskrif van alles wat hierna gaan volg in die boek van Openbaring. En dit is wat ek en jy nodig het. Vriendin, dit is wat ons, jy nodig het. As ek en jy gaan goddelike perspektief behou, het ons nodig om hierdie Openbaring voor oë te hou. Okay, so kom ons kyk nou daai 2 hoofstukke. Kan ek jou vra, asseblief hou jou blaadjie byderhand. Ek wil graag hê ons moet saam sien wat daai gedeelte sê en dat ons dit saam probeer net deur dit koue bietjie. Ons gaan amper daarna kyk, eers na hoofstuk 4, dan na hoofstuk 5. Ons een visioen, maar die kamera zoom eers in daarso op hoofstuk 4 en dan skuif die kamera oor in hoofstuk 5 en zoom in op 'n ander aspek van die visioen. So hier is die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien. Openbaring 4, sien raak saam met my daar, die aanbidding van die een op die troon. Dis die eerste ding wat Johannes sien en wat Johannes hoor, wat vir ons neergeskryf is in hoofstuk 4, die aanbidding van die een op die troon. Nou as jy laasweek hier was, ek weet nie wie van julle was hier laasweek nie, maar in die brief aan die kerk in Laodicea was daai bekendste van versies vir ons in die boek van Openbaring, waar Jesus gepraat het met die kerk in Laodicea en hy het gesê, Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop. En Jesus het laasweek gesê vir daai kerk, hoor hierso, julle is 'n kerk, julle speel lekker godsdiens, maar ek is nêrens te vind nie, ek is in die buitekant van hierdie kerk. En so ek staan en ek klop aan hierdie deur. Jesus het die kerk geroep tot bekering. Jesus het gesê, as julle vir my oopmaak, dan kan ek inkom en ek kan gemeenskap met julle kom geniet. Toe het Jesus gesê in Openbaring 3 vers 21, en die vers daarna, die wat in geloof en bekering gaan reageer, sal saam met my en my Vader op die troon sit.
Nou, dit was Openbaring 3 vers 20 tot 21. Kyk in ons teksgedeelte hoe begin hierdie visioen. Openbaring 4 vers 1 en vers 2 sien ons nou die oop deur. Inderdaad, dis 'n oop deur tot in die hemele en daar in die hemele, wat sien Johannes? Hy sien die troon. Die troon is soos is die belangrikste woordjie in al twee van hierdie hoofstukke. 18 keer in hoofstuk 4 en 5 word daar vir ons vertel van hierdie troon. So kom ons sien nou hier in hoofstuk 4 wat dit is wat Johannes sien en gehoor het. Vers 3. So hier in vers 3 sien Johannes dan dadelik die een op die troon. Okay, en so hy sien die een op die troon, dit is die Here God self, en dadelik sien hy dat die Here God se voorkoms is soos die van edelgesteente, soos jaspis en karnieul en smarag. Dis alles Ou Testament beelde wat ons vind oral in die Ou Testament wat God se heerlikheid simboliseer. Dis as dit ware God se glans, soos hierdie edelgesteentes wat skyn, kommunikeer dit simbolies vir ons. Hierdie God wat op die troon sit, hy skyn in al sy glorie. En ek wil hê jy moet hierdie visioen probeer sien. Moet dit nie net hoor nie, probeer imagine dit wat Johannes gesien het. Right, so hy sien vir God, die Here God op die troon en hy skyn vers 3 in al sy glorie. Sien jy daar vers 4? Die volgende ding wat Johannes sien is om die troon 10 teenoor verhef, sien hy hierdie ander 24 trone en sê dit Johannes sien dat daar is op elkeen van die 24 trone is daar hierdie ouderlinge. Nou reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament is ouderlinge daardie individue wat leiers is van God se mense. En die 24 10 verwys na die 12 stamme van Israel, so dit verwys na God se Ou Testament mense, en die 12 apostels wat ons het in die Nuwe Testament verteenwoordig God se Nuwe Testament mense. En so wat hy sien is God op die troon, hy skyn in al sy glorie en God se mense is daar in sy midde. En sê dit daarso, hulle is in wit geklee. Met ander woorde, hulle is mense wat vryspraak geniet. Hulle staan vol van geregtigheid in die teenwoordigheid van God. En hulle self, hierdie mense van God, hierdie 24 ouderlinge, hulle het goue krone op 'n kop. Met ander woorde, hulle is mense wat deel in God se heerskappy. Sien verder met jou geestesoë dit wat Johannes gesien het. Sien jy daar vers 5? Vanuit hierdie troon uit, kan jy dit imagine, skiet daar weerligstrale en dit is die gedruis van donderweer wat Johannes daar so hoor. En daai vriende kommunikeer iets van God se heiligheid. Weereens reg deur die Ou Testament is weerligstrale, is dit simboliek vir God se heiligheid. Dink aan Eksodus 19, nee, daar waar Israel kom by die berg Sinai en daar's weerligstrale wat sê dat hoorie, hierdie God is 'n heilige God en die mense kan nie eintlik te naby aan hom kom nie. Inderdaad, hierdie God is 'n heilige God en ons sien nou in vers 5 dat die Heilige Gees is ook daarso verteenwoordig deur die 7 kandelare wat as dit ware God se teenwoordigheid, sy heiligdom verlig. Okay, so dit is die beeld, kan jy dit sien? Voor die troon vers 6 dan verder sien ons, so hier is die troon, die mense om dit, weerligstrale, alles is helder, maar om die troon, kan jy dit daar so sien, is dit 'n see soos glas. Die see lyk soos kristal. Nou dis baie belangrik. Reg deur die Ou Testament, onthou alles in die boek van Openbaring kom uit die Ou Testament uit. Jy kan nie Openbaring verstaan as jy nie jou Ou Testament lees nie. Reg deur die Ou Testament simboliseer, kommunikeer die see boosheid en kwaad en chaos. Die hele Ou Testament is die storie van hoe God oorwinning het oor die see. Dink aan Genesis 1, hoe hy kom en uit die chaos van die water uit 'n nuwe wêreld skep. Dink aan hoe God 'n pad maak vir Israel deur die see en hoe hy sy vyande daar vernietig. Dink vir Jona waar die waters bedaar nadat hy ingegooi word. Dink aan Jesus wat op die water loop. Dit kommunikeer dieselfde punt oral deur die Bybel vir ons. Hierdie God is die een wat mag en gesag het oor die bose, oor chaos, oor kwaad. En wat sien ons hier? Wat sien Johannes in sy visioen? Want daar waar die troon is die water glad en rustig en stil. Hy regeer, hy heers oor alles. Hy het
Hy is die baas oor dit alles. Sien jy verder daarso vers 6 tot 8 rondom die troon. Ons word vertel van hierdie 4 lewende wesens. 10 en gerubs, maar hulle is in die voorkoms, een van hulle in die voorkoms van 'n leeu, die een gerub, die ander een in die voorkoms nie van 'n kalf soos die Afrikaans en ek dink die Engels is hier reg, meer 'n os. Die ander een is in die voorkoms van 'n mens en die ander een in die voorkoms van 'n arend. Daai 4 simboliseer die merkwaardigste van lewende wesens, van gediertes. So dit vat saam al die lewende wesens in die wêreld en hier is hierdie lewende wesens ook daar by die troon en sien jy hulle het hierdie vlerke en op hulle vlerke is dit bedek met oë. En wat die oë kommunikeer daarso is dat hierdie gerub sien alles. Hulle mis niks nie. Hierdie 4 lewende wesens, hulle sien alles. Hulle het 20/20 perspektief. Daar waar hulle is in die hemel is daar nie 'n ding wat hulle mis nie. En so hulle staan daar en hulle sien en wat sê hulle soos hulle met hulle perfekte perspektief God en realiteit sien vir wat dit is? Wel, kyk ons saam met my einde van vers 8. Dag en nag onophoudelik roep hulle uit: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en hy wat is en hy wat kom. En soos wat hierdie lewende wesens dan kom, vers 9 en 10, en hulle sing hulle lof aan God, kan die 24 ouderlinge nie help om hulle te join en so hulle begin dieselfde te doen. Hulle gooi hulle krone van hulle val neer, hulle sit hulle krone neer voor hierdie God en hulle roep saam met die 4 lewende wesens uit. Kyk vers 11. Hulle roep uit en hulle sê: U is waardig, ons Here God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Hoekom? Wel, U is waardig omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het U alles laat ontstaan en deur U is dit alles geskep. So imagine saam met my, jy's by 'n partytjie, nê, en by daai partytjie is iemand wat soos baie belangrik is, nê, iemand wat baie spesiaal is, een of 'n Springbok rugby speler of 'n Hollywood aktrise of ek weet nie, Elon Musk, okay? Nou as jy by so 'n party is en daar's iemand soos dit, ek kan vir jou waarborg daai persoon is the center of attention. Almal staan en jy praat met iemand hier, maar jy actually luister nie wat hierdie persoon vir jou sê nie, want jy's actually besig om daar te kyk. Jy luister wat die spesiale belangrike persoon sê. Jy's heeltyd besig dat jy hoop net dat jy met hulle kan gesels. Alles wat daar is draai eintlik om hulle. Hulle is spesiaal, daar's soos hierdie aura om daai celebrity wie ook al die persoon is en die rede is dis hoekom hulle celebrities is, dit is hoekom hulle spesiaal is. Hulle het iets gedoen, hulle het iets behaal, iets bereik wat niemand anders of wat baie minder anders bereik het. Nou is 'n klein voorsmaakie of 'n klein prentjie van wat ons hier het. Wat ons sien in Openbaring 4, vriende, is daar in die groot saal van alle realiteit is daar net een wat die center of attention is. Daar's net een op die troon en dit is die Here God self. Alles draai om hom, almal kyk na hom, almal buig voor hom. Hy is die een met die aura, hy is die een wat almal loof en prys. Hoekom? Want ons iets wat waar is van hom, wat nie waar is van enige iets of enige iemand anders in alle realiteit nie. Ons net een ding wat hy kan doen. Een ding wat hy gedoen het. Hy het geskep. Hy is die gewer van lewe, hy is die een wat alles in stand hou. En vriende, soos ek vroeër gesê het, die punt van die boek van Openbaring is om vir gelowiges soos ek en jy te midde van ons verdrukking perspektief te gee en dit is die groot punt van Openbaring hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Kan ek jou vra as jy vanaand hierso sit, wat is jou spesifieke verdrukking wat jy tans beleef? Ek weet ons het in die laaste 7 weke oor gepraat, maar ek wil dit net opsom vir ons vanaand. Kan ek jou vra, stop gou vir 'n oomblik en dink, wat is dit? Dalk is dit party van ons wat voel aan vervolging, persecution ervaar, omdat ons disippels van Jesus probeer wees. Dalk is dit jy. Dalk is dit jy, soos ons so 'n paar weke terug gesê het, jy word net so klein bietjie uitgestoot, verwerp deur jou familie, verwerp deur jou pelle, verwerp deur wie ook al dit mag wees, dalk by die werk, omdat jy gehoorsaam en getrou wil wees aan Koning Jesus. Dalk is dit dat jy worstel met versoekings, jy sukkel in die stryd teen sonde, of dit nou is finansiëel of seksueel, wat ook al dit mag wees, jy sukkel daarmee.
Dalk is dat jy is vasgevang en jy sukkel heeltyd voor jy weer sien, worstel jy met valse lering. Ek weet nie wat dit vir jou mag wees nie. Wat Openbaring 4 wil doen, is Openbaring 4 wil jou help en jou wakker laat skrik in die midde van dit en vir jou sê, onthou wat is regtig waar. Hy, jy, gelowige, jy wat besig is om dronk te raak, deur wat ook al dit mag wees, wat jou laat perspektief verloor. Onthou wat is waar, onthou wat is realiteit. En Openbaring 4 sê vir jou en vir my, daar's 'n God, en hy sit op die troon, en hy is die skepper. En dit is goeie vriende, dis goeie nuus vriende vir mense soos ek en jy. Twee dinge, kyk saam met my op die skerm. Die rede hoekom Openbaring 4 vir ons goeie nuus is eerstens, is dit herinner jou en my dat daar is 'n skepper God. Nou hier is die gevaar. Ons as Afrikaners is so gekerk dat as ons praat van daar's 'n God of daar's 'n skepper, dan beteken daai woorde amper niks vir ons nie, want dit is net woorde wat ons te veel kere hoor. Maar stop net gou vir 'n oomblik, knyp jouself in die binnebeen, haal diep asem. Besef wat ons sê. Wat ons glo, wat die Bybel sê, wat Openbaring 4 sê, is dat daar is 'n wese wat alles gemaak het. Hy het alles, maar alles gemaak. Die sekulêre wêreld waarin ek en jy woon, glo nie dit nie. Ons lewe in 'n wêreld, en dit is waar almal van julle op varsity, die kinders in die skole vandag, die samelewing waarin ons is al vir die laaste 200 jaar, sê vir jou en vir my, dat hierdie wêreld om ons, waarin ons lewe, hierdie planeet en al die planete en alles in die wêreld, die bome, die mense, alles, is 'n ongeluk. Dit is 'n kosmiese stroke of luck dat ons hier opgeëindig het. Dit is 'n glipsie en dit is nou waar ons hier is. Ons is hier op hierdie plek en dit is nou maar net wat evolusie gedoen het en dit is wat ons het. Vriende, hoe depressing, hoe scary is dit nie om volgens daardie worldview te lewe nie. Hoe scary is dit nie? Die ganse skepping, vriende, en alles daarin was haarfyn beplan, was tot stand gebring deur die almagtige Here God. Wat dit beteken dat alles in hierdie wêreld, alles wat in ons land aan die gang is, vriendin, alles wat in jou en my lewens aan die gang is, as daar 'n skepper God is wat alles gemaak het, beteken dit alles, maar alles het betekenis. Niks is sinneloos nie. En alles het 'n eindbestemming. Niks is maar net chaos nie. Dit voel vir jou en vir my soos chaos. Maar net as ek en jy Openbaring 4 vergeet, laat daar 'n skepper God is. Hier is die tweede ding, kyk sommer op die skerm. Die tweede ding wat Openbaring 4 jou en my aan herinner, is dat hierdie skepper God sit op die troon. Hy sit op die troon, met ander woorde, hy het volle gesag oor alles wat in sy skepping afspeel. Hy is die almagtige een in die beheerkamer van alle realiteit en hy slaap nooit op sy pos nie. Hy's altyd wakker op sy pos besig. Die skepper is die instandhouder. Hy is soos wat daai ou kinderlied gesê het, he's got the whole world in his hands. Vriende, glo jy dit? Glo ons dit? Besef ek en jy dit? Die skepper sit op die troon. Hy is die instandhouder van alles. Jy sien wat gebeur is dat wanneer ek en jy deur moeilike dinge gaan, wanneer die kragte van verdrukking in jou lewe en in my lewe uitspeel, wat gebeur? Wat gebeur is, alles voel vir ons uit beheer uit. Alles voel vir jou en vir my chaoties, asof dit chaos is. Alles voel so vir ons. Maar vriende, dis nie waar nie. Dit is bloot jou en my geestesversteuring. Dit is jou en my sielsiekte wat net stuiptrekkings kry. Die realiteit is dat die skepper sit op die troon. Alles is altyd in beheer. Om hom op die troon is die waters heeltemal stil. Dit is soos glas, dit is soos kristal. Dit voel nie so vir jou en vir my nie, maar wat ek en jy voel, is nie realiteit nie. Ons het nodig om voor oë te onthou, die skepper God, wat op die troon sit. Wat beteken dit vir jou en vir my? Hoe behoort ek en jy te reageer in die lig van dit? Wel, Openbaring 4, die gepaste reaksie as daar 'n skepper God op die troon is 'n lewe van aanbidding.
Dis 'n lewe soos wat ons hier sien, dit is wat die gerubs doen, of wat die lewende wesens doen, dit is wat die ouderlinge hierso doen in die gedeelte. Dis 'n mense wat nie net met hulle lippe nie, maar met hulle ganse lewens die Here aanbid. Kan ek jou vra, wat is die spreekwoordelike kroon op jou en my kop? Wat is die kroon op jou kop? Wat jy nodig het om neer te lê voor die God op die troon wat waardig is van alle glorie en alle aanbidding in jou lewe. Wat is dit vir jou? Hierdie gedeelte nooi ons om te sê, kom ons word wakker, kom ons lewe in lig van realiteit. Realiteit of perspektief sou beteken, ons gee ons lewens vir die een op die troon. Hier is die tweede gedeelte van die visioen wat Johannes sien. Kyk saam met my daar, soos by Openbaring hoofstuk 5. As het gekyk na die aanbidding van die een op die troon, sien raak saam met my daarso in Openbaring 5 die aanbidding nou van die lam. En so hierdie kamera skuif as dit ware, selfe visioen, maar dit skuif so klein bietjie aan en dit zoom in op iets anderste wat Johannes gesien en gehoor het. So kyk saam met daar in vers 1, Johannes sien in sy visioen daar in hoofstuk 5, sien hy dat in die regterhand van hom wat op die troon sit, is daar hierdie boekrol, en word ons vertel dat hierdie boekrol beide aan die buitekant en aan die binnekant van die boekrol is dit ingeskryf. Nou daai is 'n verwysing wat kom uit Jesegiel hoofstuk 2 vers 10 waar die profeet Jesegiel 'n soortgelyke visioen van 'n boekrol gekry het wat aan beide kante geskryf opgestaan het en is baie duidelik deur die boek van Jesegiel dat wat daai boekrol is niks anderste as God se raadsplan nie. Die boekrol is God se openbaring van hoe wêreldgeskiedenis uitspeel. Die boekrol kommunikeer in die boek van Jesegiel en so ook in die boek van Openbaring die uitspeel van al die beloftes wat hierdie God gemaak het, beide sy beloftes van verlossing en ook sy beloftes van oordeel. En so dit is wat Johannes sien in die hand van die een op die troon, maar dan sien hy dat hierdie boekrol is totaal en al geseël. Sien jy daar, hy het 7 seels op, onthou 7, die getal van volheid, dit beteken hierdie boekrol is soos Fortnite. Jy kom nie daarin nie, hy is heeltemal toe, niemand kan dit oopmaak nie, maar dan vers 2, sien jy dit daar, is daar hierdie engel, hy is nie net 'n engel nie, die teks sê, hy is 'n sterk engel. So, okay, hy het spiere, okay, so great, hier is iemand wat die boekrol kan oopmaak. Maar hy kan nie, hy sê, in fact, hy sê daar in vers 2, hy sê, wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? En hy vra rond, hoorie, wie kan hierdie boekrol oopmaak, sodat ons kan sien, wat is God se ewige raadsplan, en niemand kan dit doen nie. Is doodstil, geen hand gaan op nie. Niemand, maar niemand kan dit doen nie. Vers 3, niemand of in die hemel, niemand op die aarde, vers 3, of niemand onder die aarde was in staat, het die vermoë gehad, het die gesag of die mag gehad, om die boekrol oop te kan maak en daarin te kon kyk nie. En soos wat Johannes dit besef, soos wat hy die doodse stilte hoor, wat gebeur? Hy bars uit in trane. Hy bars uit in trane en hy huil soos 'n baba, want as God se mense nie weet waarheen op pad is wêreldgeskiedenis nie, hoe gaan hulle te midde van hulle verdrukking kan volhard? As die wêreld nie op pad is nie en jy's net heeltyd om 'n blok en jy het nie 'n klou waar jy in die doolhof is nie, hoe gaan God se mense in geloof kan volhard? En soos wat hy huil, kom daar hierdie ouderling, en die ouderling kom bemoedig hom en spreek dan hierdie soete woorde aan hom, vers 5. Die ouderling sê vir hom, Johannes, hou op huil, moenie treur nie. Vers 5, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En so Johannes is opgewonde, kan jy dit sien, hy is opgewonde en hy kyk rond, waar is hierdie leeu van Juda wat hy van hoor, en soos wat hy draai om na die leeu te kyk, wat sien hy? Hy sien 'n lam, vers 6, 'n lam soos een wat geslag is. Met ander woorde, hy sien 'n lam en hierdie lam is bebloed. Hierdie lam is verskeur. Hierdie lam, sien Johannes, het 7 horings gehad wat
kom uit die boek Daniël hoofstuk 7, hy het kommunikeer dat hierdie lam, ja, bebloed en verskeer, maar hy het alle mag, hy het alle gesag. Hierdie lam het 7 oë gehad, dit kom uit Sagaria hoofstuk 4 uit, en dit kommunikeer daar dat hierdie lam kan alles sien, hy is alwetend. En dan kom die groot klimaks. Eintlik alles in die hele visioen tot en met die Here werk op na hierdie punt. Jy sien, jy kyk sommer daar in vers 7. Hier is die groot ding. Imagine, wie van julle, ek weet nie, julle sou nie gekyk het nie, maar man, my ouers se generasie het gekyk. King Charles se coronation, wat onlangs was, nê? Hier is die regte, egte coronation van die ware koning. Hier vind dit plaas. Openbaring hoofstuk 5, vers 7. Sien jy dit daar? Hierdie lam, een wat geslag is, hy kom nader aangestap, sê die teks vers 7. So hy beweeg as dit ware hier op met die trappe, op na die troon toe. Hy kom, hy vat die boekrol uit die hand van hom wat op die troon sit. En soos wat daai boekrol oorgehandig word aan die lam, wat gebeur vers 8? Die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge val voor hom neer, die lam. Onthou, hulle het nou net voor die een op die troon neergeval. Hier val hulle voor die lam neer. Hulle doen presies dieselfde ding. Vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied. Hulle sing en hulle sê, U o lam, U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek. Hoekom? Omdat U geslag is en met die bloed het U mense vir God gekoop. Mense uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak. En hulle sal as konings oor die aarde heers. Maar vriende, hierdie aanbidding van die lam deur die lewende wesens en deur die ouderlinge is nie genoeg nie. En so in vers 11 sien jy dit daar, kom die engele ook in. 10.000 op 10.000 ontelbare engele. Hulle sê nee, ons het ook nodig om hierdie lam se lof te besing. En so hulle vers 12 sing, waardig is die lam wat geslag is om krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Weereens presies dieselfde woorde wat in hoofstuk 4 vir die Here God op die troon verkondig was of aan hom aanbid was, word nou aan die lam toegeskryf hier in hoofstuk 5, maar nog steeds is dit nie genoeg stemme wat die lam aanbid nie. Sien jy dit daar, vers 13. Ook is dit nodig dat hierdie lam aanbid moet word deur die op die aarde en die onder die aarde, op die see en alles wat in die see is. So elke liewe, asem, lewende wese het nodig om hierdie lam te aanbid. En so vers 13. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en vir ewig. Ek dink elkeen van ons hier is bewus van jaloesie, soos in jaloesie is nie 'n lekker ding nie. Okay, ons weet dit is nie 'n lekker ding nie, ons weet dit is nie 'n nice ding om jaloers te wees nie. Dit is treffend dat daar is een wese in alle realiteit wat reg is om jaloers te wees, en dit is God. Die Bybel sê baie kere, beskryf God as 'n jaloerse God. As die Bybel sê dat God is jaloers, dan beteken dit dat God het 'n regmatige woede wanneer iets as dit ware weggeneem word, as iets gevat word wat of bedreig word wat aan hom behoort. God is 'n jaloerse God. Jesaja 42 vers 8 sê die volgende. God sê, en hierdie is die ding bo alles wat God oor jaloers is. God sê in Jesaja 42 vers 8, I will not share my glory with another. God sê, ek sal nie my eer en my aanbidding met enige iets anders doen, met niemand anders te deel nie. Maar tog is dit wat hier gebeur, nê? In Openbaring hoofstuk 5. Die een op die troon deel sy glorie met die lam. Hoekom? Wel, soos die lied in vers 9 sê, want hy wat die leeu is, was geslag as die lam om vir God 'n mense te verlos. Hy self is God. God met ons. God wat ons met God versoen.
En vriende, soos in hoofstuk 4 is die punt van hierdie prentjie wat ek en jy het van Jesus die lam en die leeu en die lam in hoofstuk 5, is daar om jou en my perspektief te gee in die midde van ons struggles, in die midde van ons verdrukking. Is dit daar om vir jou en vir my te bemoedig, is daar om jou en my te versterk en te sê, onthou wat is realiteit. En vriende, dit is sulke goeie nuus vir ons. Weereens, kyk saam op die skerm. 2 dinge wat ons in Openbaring 5 sien, wat jou en my inderdaad goddelike perspektief kan gee in die midde van ons verdrukking. Die eerste ding wat ons sien aan hoofstuk 5, is dit herinner jou en my, dat Jesus, wat op die troon is die leeu, wat reeds oorwin het. Vriendin, besef jy dit? Weereens oppas, kultuur Christen, want ek weet ons het dit al gehoor, maar glo jy dit? Besef jy, dat die koning in wie ek en jy ons hoop plaas, Jesus, het reeds die oorwinning behaal. Hy het dit reeds gedoen. Die fight is klaar gewen. Ons almal is vertroud met hierdie illustrasie, maar die Tweede Wêreldoorlog het offisieel geëindig die 7de Mei 1945, maar die Tweede Wêreldoorlog het effektiewelik geëindig 6 Junie 1944. So 6 Junie 1944 was D-Day gewees. Dis toe die geallieerde magte by Normandy aangekom het. Daar het hulle vir Hitler en die Duitsers die laaste doodskoot gegee. Dit is waar die oorwinning behaal was, maar die oorlog het nog so vir so jaar aangehou, maar Hitler en sy magte was reeds tickets gewees. Dit was net 'n kwessie van tyd vir die res om af te gespeel het. En vriendin, dit is die realiteit vir jou en vir my as gelowiges. Kan ek jou bemoedig vanaand soos jy hierso sit? Christen, ja, dit is so. Ek en jy is in die stryd nou, die skote klap om jou en my kop die heeltyd in hierdie wêreld op 'n magdom van maniere, duiwel buite ons, sonde binne ons, gebroke en sondige wêreld om ons, die skote klap die heeltyd. Maar hou moed. Die uitkoms is seker, van die oorwinning is reeds behaal. Die oorwinning is reeds behaal. Hou moed. Jy gaan fyn wees, ons gaan fyn wees. Jesus, die leeu, het oorwin. Laastens hierso, sien raak saam met my, die tweede ding, sien raak wat Openbaring 5 ons aan herinner, is dat ons koning, die leeu, het oorwin as die lam. Hy het oorwin deur in ons plek geslag te word. Het jy dit opgetel in die teks 2 keer, vers 6 en vers 9, sê dit dat the lamb was slain. Daai is woorde wat net so kom uit Jesaja 53 uit. In Jesaja 53 het ons die magtige krygsman van God wat kom en dan sy lewe neerlê as die lydende dienaar. En in Jesaja 53 sê dit dat hy die lydende dienaar, God se magtige krygsman wat dan gaan lei, hy gaan kom en hy gaan soos 'n lam geslag word, juis vir die sondes van God se mense. En deur in die plek van God se mense die oordeel vir hulle te vat, is dit die manier wat hy hulle gaan red, wat hy hulle erfenis gaan verseker. Gelowige, kan ek jou bemoedig daarmee, in jou verdrukking, hierdie is wat ek en jy nodig het om goddelike perspektief te behou. Onthou vir Jesus as die lam. Onthou dat Jesus het die oorwinning behaal deur in jou en my plek op die kruis vir ons sondes te betaal. En dit is goeie nuus vir ons vir hierdie 2 redes, laaste 2 goed wat ek wil hê ons moet sien. Dis goeie nuus vir ons vriende. Eerstens, kyk sommer op die skerm, want dit sê dis goeie nuus vir ons want dit beteken dat koning Jesus hoor jou en my gebede. Voel dit baie keer vir jou asof jy in die midde van jou verdrukking en jou swaar kry, jy bid en jy bid en jy bid en jy dink dit gaan nie verby die ceiling nie. Jy dink nie God hoor jou nie. Dit voel vir jou dat dit is alles net nutteloos, hopeloos en God hoor jou nie. Wel, dit is weer eens net ons geestesversteuring wat kop uitsteek. Dis nie realiteit nie. Kyk na vers 8 in ons gedeelte. In vers 8 in ons gedeelte sien ons dat die ouderlinge bring offers aan die lam. Wat is binne in die bak wat hulle bring na die lam toe? Dit is die gebede van die heiliges. Hoe mooi is dit nie? Vriende, as Jesus die grootste van offers gegee het, naamlik homself vir ons,
sekerlik dan sal hy ons offers, jou en my gebede, sal hy hoor en hy sal dit aanvaar. Hy hoor jou, gelowige, weet dit. Laaste ding dan is dat die Openbaring 4 en Jesus as die lam herinner jou en my dat ons volg in die voetspore van koning Jesus. En dis 'n bemoediging vir jou en vir my. As Jesus deur sy getrouheid oorwinning behaal het en 'n kroon bekom het, dan sekerlik, vriende, is dit ook die paadjie vir jou en my. Kan ek jou aanspoor in die midde van jou verdrukking? Bly getrou, volg Jesus se voetspore. Die paadjie van getrouheid, net soos Jesus vir jou en vir my sal beteken. Dit sal beteken vir jou en vir my oorwinning, en net soos hy 'n kroon. Ek sluit hiermee af. Kyk gou vinnig saam met my op die skerm. Wag, voor ons op die skerm sit, laat ek gou vinnig vir ons net sê. Ek weet nie wie van julle is bewus daarvan nie, maar Tim Keller is 'n baie bekende Amerikaanse pastoor gewees. Baie van ons ken hom. Ons het lees sy boeke. Hy het 'n groot invloed gehad op Ligpunt as 'n gemeente. Ons het opleiding gekry by hulle. Ons is deel van baie organisasies en volg baie van die dinge wat Tim Keller gedoen het. Tim Keller is Vrydag oorlede. Hy het die laaste 3 jaar gesukkel met kanker en hy het Vrydag het hy sy laaste asem uitgeblaas. En sy seun Michael Keller het 'n boodskap gestuur wat sy pa Tim Keller se laaste woorde op sy sterfbed of in daai laaste paar dae van sy woorde gedeel het met wat sy pa gesê het, wat Tim Keller gesê het. En ek wil hê ons moet dit vinnig lees. Kyk gou saam met my daar. Michael Keller het die volgende Vrydag gepost. Hy het gesê, in prayer, Tim, sy pa, said 2 nights ago, I'm thankful for all the people who've prayed for me over the years. I'm thankful for my family that loves me. I'm thankful for the time God has given me, but I'm ready to see Jesus. I can't wait to see Jesus. Send me home. En vriende, om so iets te sê, om daai tipe van perspektief te kan hê in jou donkerste oomblik op jou sterfbed, is net moontlik as jy jou hele lewe lank Jesus voor oog gehou het. Dit is jy in die tye wanneer die verdrukking nie so sterk is nie, onthou wie daardie Jesus is, dat hy in jou donker uur soos vir Tim Keller, wat jy kan vashou aan dit. Dit is sy realiteit. Dit is die perspektief wat hy het. Ja, hy is besig om te sterf, maar hy is reg om huis toe te gaan. Hy is reg om vir Jesus te ontmoet. Kan ek ons daarmee los? Kan ek ons aanspoor? Aandiens, kan ek julle aanspoor? Dit is hoekom ons nodig het om saam te kom, soos wat ons op Sondae-aande hier bymekaar kom. Dit is hoekom jy jou Ligpunt gesin nodig het. Dit is hoekom jy nodig het om ander hierso 1 tot 1 te ontmoet, Bybel te lees, tyd te spandeer met God en sy mense. Want dit is wat ons doen, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Ek en jy wil elke liewe Sondag en elke liewe keer wat ons kan, wil ons by mekaar kom, sodat ons by mekaar kan kom en onsself en mekaar kan herinner aan wat realiteit is. Want ons is dronk. Ons het nodig om te onthou, God sit op die troon, hy is die skepper, hy is die verlosser, hy is die een waardig van ons aanbidding, en ons kom by mekaar en ons sing 'n nuwe lied vir hom, en dan soos wat ons sien in vers 14, dan sê ons amen na die tyd. Die woord amen beteken dit is so, dit is waar, dit is realiteit. En dan sê ons amen in vers 14, dan gaan ons uit en dan gaan lewe ons lewens van aanbidding. En dan het ons weer nodig in die lewe van verdrukking om by mekaar te kom en mekaar te herinner, om te onthou wie is op die troon, ons skepper en ons verlosser, en ons onthou die leeu en ons onthou die lam, en ons sing 'n nuwe lied vir hom, en ons sê amen, dit is so, dit is waar, en dan gaan ons uit en dan gaan lewe ons lewe van aanbidding. Dit is die Christen lewe. Dit is sulke mense wat opeindig soos Tim Keller. Dit is sulke mense wat aanhou die goeie stryd stry en op einde oorwin. Mag dit ons wees. Kom ek bid vir ons saam. Ag Vader, wees ons genadig. U wat so goed was vir ons in u Seun en u wat elke liewe dag vir ons so goed is in u Seun en deur die Gees. Ag Here, wees ons genadig
En gee vir ons die goddelike perspektief om U en die lam op die troon te onthou. Ag Here, maak ons rustig soos wat die lewe vir ons soos gaas voel en help ons om ons lewens te gee om U te aanbid. U is waardig om geloof en geprys te word. En so Here, ons wil U aanskou en ons pleit by U deur die Gees dat U sal aanhou ons help om U in al die glorie te aanskou tot daardie dag wanneer visioene vervang sal word met werklikheid, wanneer ons in U aangesig sal wees en U kan aanskou in al die glorie. Ons sien uit na daardie dag. O Here, hou ons vir daardie dag. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.